Goeiemôre, dit is Dinsdag die 26ste Mei. Vanoggend gaan ons lees Johannes 15 vers 18 tot 20. As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld julle as sy eie lief hê. Omdat julle egter nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitgekies het, juis daarom haat die wêreld julle. Onthou die woorde wat ek vir julle gesê het. 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woorde gehoorsaam het, sal hulle julle woorde ook gehoorsaam. Die kerk gaan nie 'n maklike tyd in die wêreld hê nie. Ja, ons is vir die wêreld vreemdelinge, ons is die wêreld se gewete, ons is vir die wêreld iets wat vreemd is. En daarom sê Jesus dat ons as gelowiges ook teenkanting, vervolging kan verwag. Ja, ons kan verwag dat mense gaan hoor wat ons sê as ons verkondig en die evangelie gaan aanneem. Maar daar is ook mense wat dit nie gaan aanneem nie. Daar is ook ander wat vyandig gaan staan teenoor ons. As ons gevul word met die Heilige Gees, met die krag van God, gaan ons ook teenstand en weerstand in die wêreld beleef. En dan is die vraag, wat gebeur? Gaan ons vasstaan in ons geloof? Of gaan ons begin twyfel en gaan ons wankel en gaan ons maar terugval na ons ou mens wees? God gee vir ons 'n gees om te gaan getuig, om te gaan vasstaan in ons geloof, om mekaar te ondersteun. Daarom is ons in 'n geloofsgemeenskap. Mag die Here jou geloof versterk te midde van 'n vyandige wêreld. Mag die Here jou gebruik om medegelowiges op te bou en by te staan. Mag jy ook beleef dat ander jou in jou geloofspad, in jou geloofsreis saamneem. Dankie Hemelse Vader dat ons in u krag kan lewe, die krag van die Heilige Gees. Ja, Here, krag wat ons nie laat twyfel nie, wat ons nie laat huiwer nie, maar wat ons laat getuig, omgee, lief hê, leef met oortuiging. Here, dit is nie maklik as die wêreld vir ons lag nie, as die wêreld met ons beklei nie, as die wêreld ons verwerp nie. Dankie dat ons nog baie vryheid hier in Suid-Afrika kan geniet. Here, ons bid vir medegelowiges wat in die wêreld swaar kry, wat vervolg word vir hulle geloof, wat doodgemaak word. Ja, Here, so naby soos Mosambiek, maar Here, dit gebeur oral in die wêreld. Ja, en soms in ons eie omgewings, in ons eie samelewings, kan mense lelik wees met ander gelowiges, met Christene. Mag ons vasstaan in dit wat ons glo. Mag ons met oortuiging en opgewondenheid uitleef, dit wat U ons geleer. Dankie dat ons vir mekaar kan bid, as kerk, dat ons vir die wêreld waarin ons is kan bid, en weet, U die Almagtige is by ons. In Jesus se naam.